Goeiedag broers en susters, ek groet julle weer in die mooi naam van Jesus. Ek gaan vandag vir julle 'n stukkie lees uit Lukas 11 vers 34 tot 36. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is jou hele liggaam ook verlig. Maar as dit verkeerd is jou liggaam ook donker. Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie. As jou hele liggaam dan verlig is en nie enige deel het wat donker is nie, sal dit heeltemal verlig wees, net soos wanneer die lamp met sy skynsel jou verlig. Nou, net soos 'n lamp in die buitelug vertoon moet word, sodat almal by sy lig kan baat vind, so moet die woord en werk van God vertoon word. Toe Jesus egter sy woord en werke vertoon het, wou die godsdienstige mense van sy tyd dit nie aanvaar nie. Hierdie afdeling is van toepassing op beide wat vooraf gegaan het. Jesus antwoord diegene wat gedink het sy wonderwerke is die werk van Satan en diegene wat meer wou sien en wat daarna gekom het. Jesus handel oor skynheiligheid. Sommige het sy helderheid gesien, ander nie, en ander het gedink die lig is nie helder genoeg nie en het geëis om meer te sien. Die lamp van die liggaam is die oog, net soos 'n slegte oog 'n mens blind sal maak, so sal slegte harte 'n mens geestelik blind maak. 'n Mens moet geestelik blind wees om Jesus se wonderwerke aan Satan toe te skryf en om Jesus se werk en reg voor die oë te ignoreer of om as 'n heiligelaar te lewe. Wanneer 'n mens in duisternis leef, is daar twee moontlike redes waarom. Daar mag geen ligbron wees nie of die duisternis kan binne wees. Die onvermoë om lig waar te neem. Toe Jesus gewaarsku het, let op dat die lig wat in jou is, nie duisternis is nie, het hy gewaarsku teen die duisternis binne. As jy Jesus nie sien nie, is dit nie omdat hy homself in die duisternis verberg het nie, maar omdat jou oë verblind is. As enige iemand wat die Bybel lees, so is, as hulle die skrynwerker sien, maar nie die Here kan sien nie, laat ek hulle vra, watter soort lewe leef jy? As die duisternis van binne 'n mens kom en hom verhinder om die lig van Jesus te sien, maak dit nie saak hoe helder en heerlik Jesus is nie. Hy kan nie sien nie. 'n Man sonder oë kan net sowel sonder die son wees, wat lig betref. Verwonder jy dat dit lyk asof ons Here sy hande in verbasing ophou toe hy sê, as die lig wat in jou is duisternis is, hoe groot is daardie duisternis? As jou hele liggaam dan vol lig is en dan geen deel donker is nie, sal die hele liggaam vol lig wees, want die lig van God se woord skyn. Wanneer die woord en werk van Jesus verstaan word, dan wandel 'n mens nie in die duisternis van geestelike blindheid nie. Jesus het die koninkryk in 'n mosterdsaadjie gesien, en die aanbiddende vrou in 'n immorele persoon. Hy het die rots in Petrus gesien en die verlore seun en die een wat teruggekeer het na sy vader. Hy het 'n kind gesien as 'n burger van die hemel, in 'n stukkie brood sy gebroke liggaam, in 'n beker gewone wyn sy heilige bloed gesien. Nog nooit was daar so 'n persoon nie, want daar was nog nooit so iemand met sy natuur nie. Broers en susters, gaan ondersoek die lig in jou lewe en kyk of jy wel Jesus kan sien. Onthou, dit is 'n verhouding wat ons met hom moet hê en hy met ons. Baie gaan in daardie dag miskien sê, Here, Here, en die Here gaan sê, jy noem my Here, Here, maar jy doen nie die wil van my Vader nie. Hy gaan vir baie ook sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Broer, suster, gaan leer, wees wys in die woord van God. En dis al wat ons sal kan red, is om deur te leer wie Jesus Christus was en is in elkeen van ons lewe. Laat ons lig sal skyn, nie net vir onsself nie, maar die mense om ons, om die werk te sien van Jesus Christus. Broer en suster, gaan in vrede, bid vir julle elkeen en wees sterk. Amen.